Goeiemôre broers en susters. Vanmôre gaan ek 'n kort woord bring, maar die titel van my woord is Gee werklik vir mekaar om. En ek wil vir u sê, die Here het eers met my gepraat vandag met hierdie woord. So wanneer jy daarna luister, weet dat ek het eerste pak gekry. Ek gaan vir ons lees uit Romeine 12 vanaf vers 9 tot vers 21. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Met ander woorde, wat wil die Here daar sê? Ons moenie net maak asof ons mekaar lief het nie. Nee, ons moet regtig vir mekaar omgee, maar ons moet alles wat sleg is haat. En ons moet doen waarvan God hou. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Ons moet mekaar soos eie broers en susters lief hê. Weet jy, ek kan amper vir jou sê, ons moet liewer vir mekaar wees as wat ons bloedbroers en susters is. Ons moet mekaar met groot respek behandel. Dan die volgende vers sê, wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Mense, vers 11 is 'n baie diep vers. Ons moenie vir een enkele oomblik verslap in ons diens aan die Here nie. En in ons toewyding aan die Here en hoe ons die Here dien nie. Want dis daar waar die vyand sy vatplek in jou lewe kry. Nee, laat die gees van God ons met sy krag aan die brand steek, sodat ons voluit vir God kan leef. Ons moet die Here dien met groot en volle oorgawe. Dan sê vers 12, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Met ander woorde, ons moet met blydskap na daardie dag waarop die Here kom en wanneer hy alles nuut kom maak, ons moet uitsien na daardie dag. Ons moenie mismoedig word nie. En ons moet sonder ophou bid. Nou mense, daar het die Here baie hard met my gepraat, want nou kom daar wat ek baie, daai ou gesegd, ons voel af en ons voel mismoedig. Maar die Here wil dit nie hê nie. Gaan eerder in jou binnekamer en volhard dan in gebed. En ek kan vir julle waarborg, dit werk. Vers 13 sê, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Hoe maak mens voorsiening? Ons help ander gelowiges wat swaar kry. Ons moet gasvry wees. Ons moet ons huise tot beskikking van gelowiges stel. Ons moet werklik omgee. Mense, dit is nie maklik nie. Maar kom ons kom op daai punt dat ons begin omgee en kyk agter mekaar en kyk vir mekaar. Vers 14 sê, seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Nou vers 14 het die Here baie hard met my gepraat. Want wanneer 'n mens moedeloos word, dan dink jy, Here, daai en daai persoon maak nie reg teenoor my nie. En dan sê ek, ag Here, dan moet U oordele maar op hulle val. Maar weet jy, die Here het vir my gesê, nee Amanda, dis nie hoe dit werk nie. Ons moenie mense beledig nie. Ons moet eerder bid dat God sy goedheid in hulle lewens sal uitstort, dat hulle sal besef dit wat hulle verkeerd doen in hulle lewe en breek met dit. Vers 15 sê, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Met ander woorde, ons moet lag, ons moet fees vier saam met elkeen wat bly is. Maar ons moet ook hartseer wees en heilsaam dien wat hartseer is. Al wat hierdie bly en hartseer beteken is, ons moet omgee vir mekaar. Ons moet weet, wanneer ons medebroer en suster
bietjie liefde en bietjie aandag nodig het, bietjie bemoediging nodig het, en wanneer hy bly is en ons saam met hom gelukkig is, saam met iets wat hy in sy lewe bereik, moet ons daar wees vir mekaar. Dan vers 16 sê, wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Mense, vers 16 is wat ons bediening is, om ons by die nederige te voeg. Ons moet ons nooit een hoër ag as die ander nie. Maar daai wees eensgesind onder mekaar is absoluut van kardinale belang. Ons moet in harmonie leef met mekaar. Nie baklei nie. Ons moet nie dink ons is een beter as die ander nie. Weet u, eensgesind onder mekaar is seker die belangrikste ding wat ons as 'n gemeente kan saam doen, of as 'n groepie mense wat die Here dien. Want weet jy, wanneer ons nie eensgesind is nie, is daar 'n skakel wat gebreek is. En 'n gebreekte skakel kan nie sterk wees nie. So hoe gaan ons sterk staan saam met mekaar as ons nie eensgesind is nie? Kom ons vat hande, kom ons maak 'n skakel, sodat die Heilige Gees vrylik kan vloei deur ons en tussen ons en in ons. Vers 17 sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. Nou dit is menslik en dit is maklik om kwaad met kwaad te wil vergeld. Maar ons moenie probeer om ander terug te betaal wat hulle aan ons gedoen het nie. Doen liewer goeie dinge, sodat daardie ander mense kan sien dat jy die Here dien. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Gee goed, al het jy kwaad ontvang. En dit is die liefde wat God in ons harte geplaas het. Vers 18 sê, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, nie net sommiges nie, broers en susters. Doen van julle kant af alles in julle vermoë om in vrede met ander mense te leef. Laat staan julle wraakplanne. Kom ons kom in lyn met die wil van God. Vers 19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my, dit is aan God, kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Mense, dit is 'n baie belangrike gedeelte daai. Ons moet vas staan in dit wat ons weet, in die waarheid, in die liefde en in die leiding van die Heilige Gees. Ons moenie toelaat dat dit wat sleg is in die wêreld en in jou lewe en om jou die oorhand oor jou kry nie. Ons moet die bose oorwin deur te doen wat God van ons vra. En vanmôre wil ek ons gemeente vra, kom ons vat hande, kom ons maak 'n sterke skakelketting met die liefde en die band van Jesus liefde, sodat die Heilige Gees 'n vrye vloei in en deur ons en deur die gemeente kan vorm en ons kan ervaar wat werklike omgee van mekaar is. Ons is nou deur 'n tyd waar ons die kruisiging en die opstanding gehad het. En ons het gesien wat was die liefde wat Jesus vir ons gehad het. Kom ons begin daardie wonderlike liefde vir mekaar gee en die Here dien in gees en in waarheid. Vader, baie dankie vir die kort woord wat U vir my gegee het. Dankie Here dat U eers met my gepraat het en in my hart kom werk het. Ek wil bid dat elke broeder en suster wat hierdie woord hoor, sal in lyn kom met die liefde en die vrede en die eensgesindheid van Jesus in hulle lewens. Ek wil bid dat U ons sal bind met 'n band van U goddelike liefde. Elke kind van God, Here, dat ons 'n bres kan kap in hierdie wêreld
vir ons koning Jesus. Ons gee vir U al die eer daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen.